Nou ja, die Suid-Afrikaanse, nee, laat ek eerder sê, die Afrikaanse kuns- en kultuurlandskap is besig om te verander. En een van die persone wat 'n groot aandeel het daaraan is Salas die Jager. Salas, nou ons ken jou nou van so 'n paar ander films wat jy nou ook al vervaardig het, maar jy is betrokke by die Staatsteater se ooreenkoms wat hulle nou met die FHK gesluit het. Vertel net gou vir ons vinnig, wat behels hierdie ooreenkoms tussen die FHK en die Staatsteater hier in Pretoria? Ek moet eers sê, ons het 'n uitnodiging van hulle ontvang dat hulle graag saam met ons wil werk. Daar was 'n behoefte gewees aan inhoud, eerste plek Afrikaanse inhoud, wat vol ekonomies volhoubaar is. En die gevoel was dat instansies soos of organisasies soos die FHK is die perfekte persoon om dit te doen, en ons het met hulle ontmoet en die sinergie was dadelik daar gewees. En in kort wat dit behels is dat ons van die FHK se kant af aanbevelings gaan doen en fasilitering gaan doen, om 'n wye verskeidenheid van genres weer 'n plek te gee in die Staatsteater, met die doel dat ons die Afrikaanse aanbod wat binne die Staatsteater, binne die groot prentjie van die Suid-Afrikaanse aanbod, daai spasie kom vul en ontwikkel. Ons is nou, die hele projek is uit die aard van die saak nou begin en is in sy babaskoene, maar die idee is dat die FHK se deurlopende poging, veral in die taal, kuns en musiek afdeling, is dat ons wil graag fokus op uitnemendheid. Daar is baie organisasies wat fokus op die platforms en die beskerming en al daai klas van goeders, en dit is ook iets wat vir ons naby aan die hart is, maar elke iemand het sy eiland waar hy moet werk, en dit is wat ons graag wil doen en waar ons voel dat ons 'n bydrae kan lewer as gevolg van die vertroue wat daar in die handelsnaam is. Jy weet, ons het die voordeel dat ons 'n handelsnaam het wat al bestaan vir amper 100 jaar. En ek dink daai goeders het 'n groot rol gespeel in die uitreik in die eerste plek hiernatoe. En ek dink ook die rol van die FHK binne die omkeer van die Voortrekker Monument en die skep van die kultuurtuiste het ook 'n reuse rol gespeel wat nie ongesiens verbygegaan het uit die oog van die bestuur van die Staatsteater wat uit die aard van saak in Pretoria is, en kon sien wat gebeur en hoe die getalle vermeerder en hoe die hele atmosfeer hier om die monument verander het. En verander het in die sin dat dit lekker is vir mense om hier naartoe te kom. En jy kan onbeskaamd jouself wees. En dis wat ons met die teaterstukke ook wil doen. Ons wil kom en uitnemende kunstenaars die kans gee om onbeskaamd Afrikaans te wees, en hulle talente op die grootste platform in Suid-Afrika te kan uitoefen. Dit klink vir my ongelooflik na 'n groot uitdaging. Dit klink vir my, hier gaan groot dinge gebeur, en julle is eintlik besig om eintlik 'n nuwe geskiedenishoofstuk te begin. Veral in die gegewe, die feit dat ons agtergekom het, dat ons het maar so 'n bietjie druk gekry uit, kom ons noem dit, staatskringe, uit politieke kringe oor ons taal, oor Afrikaans, terwyl julle nou dit nou weer gaan verander. Ek gaan nou met jou verder daaroor praat. Net 'n ding wat ek nou namens ons kykers vra is, meeste mense vra van ons, hoe gaan julle maak met die veiligheid in die stad rondom die Staatsteater, want die mense moet ons nou stad toe ry, daaronder gaan parkeer, in die parkeerarea gaan parkeer. Meneer Maja het nou net sopas gesê, daar's 1500 voertuie of parkeerareas, wat ongelooflik is, so dit is, dit wys vir die spasie is nie 'n probleem nie, maar hoe maak 'n mens met veiligheid en sekuriteit? Ek dink ek moet na dieselfde asem sê as 'n inwoner van Pretoria, is dat ek gesien het danksy my kinders wat daar begin optree en baie mense, ouers soortgelyk aan my, met hulle revues en al daai klas van goeders, daar is definitief 'n persepsie, dink ek, dat dit onveilig is, en daai persepsie het ontstaan om goeie redes, veral in kom ons sê so 10 jaar terug was dit onveilig geweest. Maar wat meneer Maja ook tereg opgemerk het, is dat daar het biljoene rande danksy die Reservebank, die Staatsteater, Sammy Marks, die Stadsraad het ingegaan om van die area daar om die Staatsteater weer 'n plek te maak wat energie het, waar dit veilig is, waar mense in die aande kan loop, en daar's nuwe restaurante, die strate lyk mooi, jy weet, dit is daar's 'n geweldige poging aangewend
deur die mense in beheer en die mense wat verantwoordelikheid gevat het, die mense wat daar moet besigheid doen, het verantwoordelikheid gevat vir hulle eie area. Jy weet wat lekker is om te sien. Mense sien dit nie die hele tyd nie en elke keer waar mense hierdie stories hoor in dorpe, in stede en nou in hierdie geval waar die middestad van Pretoria deur die mense wat daar moet werk die verantwoordelikheid voorgevat is en sê asseblief kom ons het hierdie goeders is wêreldklas fasiliteite. Ons sal dit vir jou veilig maak om hier te wees. En ons wil dan van ons kant waar ons bydra gaan wees is as mense hierdie inisiatief ondersteun is as jy daar jy gaan klaar voel as jy daar inry, jy is veilig, jou kar is veilig en dan gaan ons vir jou ervaring gee van die oomblik wat jy daar uit jou kar uitloop. Gaan jy verwelkom word deur mense, jy gaan kos en drank en lekker sien wat jy ken. En die idee is ook, ek dink vir ons, dit is 'n tuiskoms en dit is ook 'n kans om weer 'n bietjie glans te gee aan teater gaan. Jy weet, dit moet weer 'n ding wees waar mense as families of jou kinders of met 'n kon ons sê die internasionale term van 'n date night iemand kan uitvat en mooi aantrek en iets gaan kyk wat iets beteken. Daai rok wat nou al vir 3 jaar in jou rok in jou kas hang, kan jy gou weer aantrek. Daai mooi een, daai wat so glim, né? Dis presies dit, jy weet, dis daai idee van kry daai moois uit die kas uit en kry jou stert van die rusbank af en kom kyk, daar is so 'n magdom van talent. Nie net in Afrikaans nie, maar in Suid-Afrika en ons sien hoe hulle begin die hele wêreld vol begin, jy weet, kop uitsteek. En ons het 'n kans hierso om saam met die Staatsteater dit hier op ons voorstoep te sien. Kyk, en die ander ding is ons Afrikaners is maar uitnemend. En uitnemend bedoel ek daarmee dat jy gaan sien hoe pop hulle, jy het dit genoem. Ek wil amper sê ontkiem hulle amper al, jy gaan groot produksies sien hiersom. Vertel ons net gou 'n bietjie, julle praat nou van 8 produksies, want dit ek bedoel die oomblik wanneer hulle na julle toe kom en vir julle sê bring vir ons 8 produksies na die Staatsteater toe. Hoe gaan nou te werk om dit aan die gang te kry? Ja, dit is definitief 'n uitdaging en daar's nie, hoe kan 'n mens sê, daar's nie altyd 'n regte of 'n verkeerde manier om dit te doen nie, maar 'n ou moet dit binne die konteks van die idee agter dit is. Die proses waarmee ons te werk gegaan het aanvanklik was om te kyk is waar is die mense wat al vir die laaste 10 jaar harde werk doen op hulle eie sonder ondersteuning. En op grond daarvan het ons sekere produksies gekies vir nou. As dit werk uit die aard van die saak, gaan die Staatsteater dit laat uitbrei en dan kan mense ook begin om dit hoe kan mense sê dit die programme bietjie uit te brei en waar mense ook kan begin aansoek doen of wat ook al. Ons moet net ek dink is baie belangrik mense moet verstaan is dat die FHK is nie 'n produksiehuis nie. So dit is nie ons besigheid nie, maar ons hou vir die laaste 10 jaar met ons eretoekennings en goeders hou ons dop. Wie is die mense wat wel op hulle eie al vir die laaste dekade uitnemende werk doen en dis ook 'n manier om hulle te beloon. En min of meer, jy weet, sonder om nou in te veel detail daaraan te gaan, dit was basies die kriteria. Dit moet wyd genoeg wees want ek dink daar's 'n groot persepsie daar buite veral in die bemarkingswêreld dat jy bemark vir 'n Afrikaanse gehoor. Wat is 'n Afrikaanse gehoor? Ons is almal baie uiteenlopend in terme van ouderdomme, van smake, waarvan ons hou en waarvan ons nie hou nie. En dit is hoekom dit belangrik was om die verskeidenheid so groot as moontlik te maak. Dit is nie om 'n vangnet te doen nie. Dit is net 'n blote erkenning dat die feit dat ons Afrikaans is, beteken nie dat ons almal van dieselfde ding moet hou nie. Daar sekere raakpunte natuurlik, maar ek dink wat geweldig belangrik is nou met die, jy weet, as ons nou terug aan die begin van jou onderhoud is dat ja, ons is onder druk taalgewys vir 'n lang ruk en om dit weer reg te stel is dit verskriklik belangrik om te weet waar is die goeders wat ja, en dit moet ekonomies volhoubaar wees, verstaan? Want as dit nie volhoubaar maak nie, dan beteken dit ook niks nie. Dan beteken die hele proses ook niks nie. Dan was dit ook nou maar net 'n ding wat gebeur het en dan is dit nou verby. Hierdie ding moet vir 10 jaar hardloop.
En ek wil vir ons kykers sê, julle wat FHK-lede is, ingeskrewe lede is, julle het hierdie moontlik gemaak, want dit is die FHK wat bemagtig is deur julle bydraes, wat heeltyd nog steeds, ten spyte van druk, ten spyte van moeilike tye, het hulle voortgegaan en aangehou om vir ons Afrikaanse kultuurbewegings, vir Afrikaans te veg. En dit het dit daar gemaak. 'n Laaste woord vir ons kykers, wat gaan in jou hart aan? Hoe voel jy? Nee, ek voel baie lekker. Ek dink ek wil jou beamoen ook deur te sê baie dankie vir hierdie geleentheid. Ek dink ek is baie dankbaar en baie nederig vir die uitnodiging van die Staatsteater dat ons dit kan doen en baie dankie vir die vriende veral van die FHK en die groter Afrikaanse gemeenskap dat julle ons vertrou met hierdie projek en ons gaan ons bes te doen om dit iets ongeloofliks te maak en 'n nuwe bladsy om te slaan vir die Afrikaanse teaterkuns. En sê vir my, wat is die eerste produksie op die planke? Die eerste produksie is As die tuig skawe. Ons is baie opgewonde daaroor. Dis 'n produksie wat 100 jaar terug geskryf is. Ons is verskriklik opgewonde om dit te kan opvoer en ons voel dat ons moet ook begin om 'n fondament vir ons teater, vir al ons dramas te sit, soos wat die Engelse met Shakespeare het byvoorbeeld. En dan kan jy altyd bou. Daar was 'n groot ding, ek dink miskien word dit gebore uit druk, dat mense heeltyd probeer nuwe goed doen, nuwe goed, maar ons moet terugkom by ons fondament en dit was ook 'n produksie toevallig wat die eerste Hertzogprys vir drama gewen het. En dit is nog steeds, dit gee vir die Hertzogprys ook, jy weet, 'n bietjie van 'n hoe kan 'n mens sê, klop op die skouer, want daai teaterstuk is beloon 100 jaar terug. En is nog steeds relevant, want die oudste dinge, en dit is, kan jy, as ons nou terug gaan na Shakespeare toe is, tye verander, maar mense verander nie. Dit is waar. Ons sien uit na die nuwe produksies wat op by die Staatsteater gaan plaasvind. Hou gerus die FHK se bladsye dop. En ja, natuurlik, ek dink julle bemarking sal ook nog 'n bietjie warmer word, hoe nader ons aan daai produksies kom, en dan sien ons julle by die Staatsteater.